maandag aand, die 19 Augustus, en ons gaan weer 'n bietjie Bybelstudie doen. En ek gaan net so wag vir so 'n paar mensies om op te kom, en ons kyk wie kom op. Piet is hier vanaand, daar sê Piet, hoe gaan dit, Boeta? Jy is eerste vanaand. Hoe lyk die dinge daar aan Richards Bay? Almal is nog nie hier so nie, hoor, maar dankie dat jy sê almal. Baie keer kom die mense op, daar sê Corneille, wat sê die mense? As nou 2 van julle. Ek gaan nie om of wat 3 of 4 of 5 mense is wat kyk nie. Thys, daar sê, Shalom. Solank ons net die woord inkry, jy weet, en 'n bietjie weer oor die woord kan gaan. En Vader het vir my vanaand gesê dat ek 'n bietjie moet praat oor sy Heilige Gees. En min mense verstaan die Heilige Gees. Min mense verstaan wie hy is en wat hy doen, hoekom hy gekom het. So ons gaan 'n bietjie daarna kyk. En aangesien ons nou meer as 2 is, want daar wat 2 of meer is, nee, julle weet mos, daar is hy. En ons aanbid hom en gee hom al die eer. Hy is die Alfa en die Omega, die eerste en die laaste. Hy wie was en wie is en vir altyd gaan wees. Hy is Jehoshua, hy is Joshua, hy is Jesus, hy is Jesu, hy is Immanuel. Nee? God met ons. En ons prys sy heilige naam. Vader, ons sê vir U dankie vir almal wat vanaand kyk en mensies wat later gaan kyk. Ons vra, Vader, dat U asseblief ons lippe sal seël en sal seën, sodat ons die regte goed sal sê, Vader. Ons bid vir helder oop oë van die verstand, sodat ons openbaringskennis kan kry. Ons wil verstaan wie U is en wat U doen in die wêreld. En ons sê vir U dankie daarvoor vanaand, Vader. Vader, seën almal wat inluister en help hulle waar ook al hulle hulp nodig het. Ons sê vir U dankie daarvoor in Jesus naam. Halleluja, man, prys die Here. Anne-Marie is ook saam met ons vanaand. Baie welkom. Goed, ons gaan 'n bietjie praat oor die Heilige Gees vanaand. Ek voel in my hart 'n roering oor die Heilige Gees. Die Heilige Gees is die 3de persoon, maar hy is nie 3de nie. Ja, dit is 1, 2, 3 persone in ons Vader, Seun en Heilige Gees. Ons Abba is 3, maar hy is 1. Dis 3 verskillende persoonlikhede. Jy kan amper sê, soos om te sê 3 verskillende mense. Goeienaand Mariaan. Jy kan amper sê soos 3 verskillende mense, maar die Heilige Gees moet gesien word as 'n persoon. Want hy is 'n hy. Né? Dit klink snaaks as ek dit so sê. Hy is 'n hy. En ons praat nie baie met hom nie. En dit is die tragedie van ons eeu. Ons moet leer om meer met die Heilige Gees te praat. Ons moet hom bevriend, net soos wat ons vir Vader bevriend en vir Jesus bevriend. Ons het nie 3 gode nie. Ons het 1 God. Maar elkeen van die 3 kom met 'n verskillende persoonlikheid na ons toe. En elkeen van die 3 het hulle eie spesifieke take. Dit is hoe Vader dit besluit het. Hy het besluit dat sy woord sal 'n liggaam kry en sal gekruisig word. Sy woord, wie hy is, was daar van die begin af. En hy het besluit dat sy woord in sy verheerlikte liggaam, nadat hy uit die dode uit opgestaan het, moet hemel toe gaan. Jy kan nie 'n verheerlikte liggaam kry en hier op die aarde bly nie. Jy kan nie. Goeienaand die Rose. Jy kan nie 'n verheerlikte liggaam kry en op die aarde bly nie. Nou Jesus het 'n verheerlikte liggaam gekry toe hy uit die dode uit opgestaan het. Né? Daar sê Johan. So, dit is baie belangrik vir ons om dan te verstaan wie die Heilige Gees is en wat hy kom doen het vir ons. Nou, ons is in Johannes hoofstuk 15 vanaf vers, ons kan so 'n paar versies vorentoe lees. So ons sien nou dat Jesus Christus gaan na die Vader toe. Maar nou sê hy, nou stuur hy sy Heilige Gees vir ons. Ons moet
verstaan dat die Heilige Gees is hier saam met ons. En hy waai waar hy wil, sê die skrif in Johannes 3. Met ander woorde, hy beweeg waar hy wil. En hy doen ook net dit wat die Vader vir hom wys. So ons moet hom leer ken. Ons weet nou wie die Vader is. Ons bid baie na God die Vader toe. En ons bid baie na Jesus toe. Nee? Jesus leer vir ons, vra my Vader enigiets in my naam en hy sal het vir julle doen om my te verheerlik. Op 'n ander plek sê hy weer, vra enigiets vir my in my naam en ek sal vir julle doen. En nou kom ons na die Heilige Gees toe en ons wonder nou, maar hoekom is die Heilige Gees hier? Sonder die Heilige Gees kan ons nie wedergebore wees nie. Nee? Ons word geseël en gemerk met die Heilige Gees wanneer dit kom by die wedergeboorte. Die geestelike realm kan ons uitken, selfs terwyl ons slaap. As die bose geeste deur die lig beweeg, dan kan hulle sien wie is wedergebore en wie is nie. Want jy is geseël. Jy is gemerk. En die duiwel probeer baie hard in ons om daardie merk te verander. Met die gifstowwe, en ons gaan nie nou daaroor praat nie, ons gaan nou praat oor die Heilige Gees. Kyk wat sê hy so in vers 24. As ek nie die werke onder hulle gedoen het wat niemand anders gedoen het nie, sou hulle geen sonde hê nie. Jesus sê ek het wonderbaarlike tekens onder die mense kom doen. Hulle het dit gesien. Nou omdat hulle dit gesien het, nou het hulle sonde. Hoekom? Want hulle het nie in my geglo nie. Maar nou het hulle dit gesien, en tog het hulle my sowel as my Vader gehaat. Ja, as jy die Seun haat, haat jy die Vader. Maar die woord wat in hulle wet geskrywe is, hier is 'n belangrike ding, moet vervul word. Hulle het my sonder oorsaak gehaat. Maar wag 'n bietjie, ek verstaan dan nou nie. Is dit dan nou nie die wet wat God vir Moses gegee het nie? Ja, dit is. Maar God het die wet vir hulle gegee, om vir hulle, die Hebreërs, 'n wet te wees. Maar God het sy eie wet, die 10 gebooie. En Christus het sy eie wet. Dis die Nuwe Testament, en al die leringe wat daaraan saamgaan. En ons sien Paulus dit vir ons sê ook. Maar nou sê hy, maar die woord wat in hulle wet geskrywe is, moet vervul word. Nou sê hy in vers 26, maar as die trooster gekom het wat ek vir julle van die Vader sal stuur, die Gees van die waarheid, wat van die Vader uitgaan, sal hy van my getuig. Hier sien ons 2 goed wat die Heilige Gees doen. Hy word genoem die trooster. Net daar, met die begin van daardie skrifgie, wanneer jy bid tot Vader, as jy in 'n moeilike situasie is, iemand het jou te nagekom, of daar's 'n familielid wat afgesterwe het, en jy het vertroosting nodig. Hoekom vra jy nie die Heilige Gees om jou te troos nie? Vra hom. O Heilige Gees van God, ek het jou nou nodig. Jy is die trooster. Wys vir my dat alles sal reg wees. Wys my dat die dinge sal reg uitwerk. Ek het nou vir U nodig, o Heilige Gees. En kyk nou wat sê hy verder. Die Gees van waarheid. Dis die Heilige Gees wat die woord van God openbaar aan ons en vir ons die waarheid wys. Dis die Gees van God wat nie net vir ons getuig nie, of getuig aangaande die Christus nie. Hy sien net die trooster nie. Hy sien net die een wat ons merk en seël nie. Wie is hy nog? Wie is hy nog? En Jesus sê, so julle getuig ook, omdat julle van die begin af met my is. Met ander woorde, sy disippels, sy apostels.
Hierdie dinge het ek vir julle gesê, sodat julle nie mag struikel nie, hoofstuk 16. Hulle sal julle uit die sinagoges ban. Ja, daar kom 'n uur, dat elkeen wat julle om die lewe bring, sal dink dat hy die diens van God bewys. Dit was 'n periode van so, binne die eerste jaar nadat Jesus opgestaan het ons gesien Stefanus is doodgegooi met klippe. Ons sien Jakobus, broer van Johannes, is doodgegooi met klippe. En dit sal hulle aan julle doen, omdat hulle die Vader nie ken nie en my ook nie. Weet julle, ons is nou weer in 'n tydperk in ons geskiedenis waar Mohammedanisme of die Moslem, die Islam, besig is om die wêreld oor te neem in soveel verskillende areas. En hulle voel 'n vyf vir 'n Christen. En as ons dit toelaat in Suid-Afrika, wat gaan gebeur met die Christene hier? As ons toelaat dat hierdie 0,0, wat sit 6% van die bevolking, hulle gemors in ons kele kom afdwing, wat gaan met ons gebeur? Jy sien, een van die valse leringe van die kerk is die ander wang draai. Hulle verstaan nie daai ding nie. As jy die skrif hier voor dit lees, hy sê, wanneer 'n bose man, 'n bose persoon, uit die hele goeie naam, wanneer 'n bose persoon jou wil kwaad aandoen, draai die ander wang. As jy weet, hierdie ou wat voor jou sit is boos, en hy praat net bose goed, moenie deel wees nie, draai die ander wang, loop weg. As 'n bose man jou vloek en skel en sleg sê, draai die ander wang, loop weg. Maar as iemand kom om jou huis en jou hart aan te val, nee, daar is nie wangdraai daar nie. Daar is 'n vyand wat optree teen jou om jou te moor, om jou kosbare lewe wat God vir jou gegee het, weg te neem. En dan is dit 'n tyd vir oorlog, sê Salomo. Kom ons kyk bietjie verder. En hulle sal dit aan julle doen, omdat hulle die Vader nie ken nie, en my ook nie. Maar hierdie dinge het ek vir julle gesê, sodat wanneer die uur kom, julle kan onthou dat ek julle dit gesê het. Maar ek het julle dit nie van die begin af gesê nie, omdat ek saam met julle was. Ek is mos nou saam met julle, maar nou moet ek gaan. Hy sê dit. En nou gaan ek na hom wat my gestuur het, en niemand van julle vra my, waar gaan jy heen nie? Maar omdat ek dit vir julle gesê het, het droefheid julle harte vervul. In ander woorde, julle is nou so hartseer, julle luister nou nie eens meer nie. Maar ek sê vir julle die waarheid. Dit is vir julle voordelig dat ek weggaan. Verstaan julle die voordeligheid daarvan? Die Heilige Gees is deel van die wedergeboorte. Ons kan nie sonder die Heilige Gees nie. Jy sien, want wanneer die Heilige Gees teruggeneem word uit die aarde uit, word ons saam met hom teruggeneem hemel toe. Dit is in Openbaring 4. Want ons sien die Heilige Gees staan voor die troon. Die goue kandelaar. Hy staan daar, hy is daar, hy is teenwoordig. En ons sien die see van glas. Dis al die Christene. Dis al die mense wat gered is. Onthou, daar is mense wat gered is voordat daar 'n ding soos 'n Christen was. So almal wat geregverdig is deur die woord van God. Dis vele voordeliger, want as ek nie weggaan nie, sal die trooster nie na julle kom nie. Maar as ek weggaan, sal ek hom na julle stuur. Weerens hier word die Heilige Gees genoem die trooster. Kyk wat gaan hy nou kom doen. En as hy kom, sal hy die wêreld oortuig van sonde, en van geregtigheid en van oordeel. Dit is die 3 hooftake wat die Heilige Gees kom doen. Hy kom oortuig van sonde. Die Heilige Gees het al baie mense na Vader toe getrek. Van hulle het geluister, van hulle het nie, né? Daar selfs mense wat na hierdie video sal luister, wat dit net sal afmaak as niks. Van geregtigheid, met ander woorde, hoe om wedergebore te word, en alles wat daarmee saamgaan. Ons gaan dit nou 'n bietjie meer lees. En van oordeel, vir dit wat kom. Kyk wat sê hy, van sonde, omdat hulle nie in my geglo het nie. In ander woorde, hulle het nie geglo in dit wat ek gesê het nie, dat ek is die Messias, en ek en die Vader is een. Hulle het nie dit geglo nie. So nou kom die Heilige Gees, en die Heilige Gees maak die wet van die Torah lewendig, sodat dit as 'n prinsipaal vir jou kan wys na die Christus toe. Dit is sonde. Jy mag nie steel nie, jy mag nie dit doen nie.
van geregtigheid. Hy sê, omdat ek na my Vader gaan, en julle my nie meer sal sien nie. In ander woorde, ek kan nie meer in julle teenwoordigheid vir julle geregtigheid bewys nie, of bewaak nie. Ek kan nie meer nie. Ek kan nie meer nie. So hy moet kom, omdat ek na die Vader is, nou gaan hy vir julle geregtigheid wys. Met ander woorde, wat gaan hy doen? Hy gaan sê, dit wat die Vader gesê het, nadat Jesus gedoop was, dit is my seun hierdie. Ek het 'n welbehae in hom. Wat het ek gesê vir Johannes die Doper? Dit is sodat geregtigheid die hele wêreld kan beïnvloed. Dit is sodat geregtigheid mag kom. Né? So ons het die seun, die bloed, ons het die doop, die water, en ons het die Heilige Gees. En daar is geregtigheid wat kom. Van oordeel. Kyk van wie praat hy hier? Omdat die owerste van hierdie wêreld geoordeel is. Wie is geoordeel? Die duiwel is geoordeel. Is die mensdom op hierdie stadium wat Jesus dit noem geoordeel? Nee. Gaan daar 'n oordeel kom? Ja. Is daar nou 'n oordeel? Nie vir die wat sy naam dra nie. Nie vir die wat sy naam dra nie. Is hy besig om nog steeds mense te waarsku oor die oordeel wat kom? Ja, hy doen. Jy weet, hy trek hulle na hom toe, of dit nou deur natuurrampe is, en of dit nou deur siektes is, en of dit nou deur wat ook al is, wat ook al hy wil gebruik, om sekere mense na hom toe te laat kom. Hoe het hy vir my na hom toe te laat kom? Ek moes die krag van die Heilige Gees ervaar. Ek het nie geweet wat aangaan met hierdie mense wat so bid en sing en te kere gaan nie, man. Toe klap die Heilige Gees my van my voete af. Letterlik. Die wind ingekom en my van my voete af gegooi. En toe ek daar opstaan, toe staan ek op onder die krag van die Heilige Gees en ek spreek in ander tale. En die konservatiewes druk hulle ore toe, want hulle kan dit nie glo nie, en hulle wil dit nie glo nie, al staan dit in hulle eie Bybel. My ma was 'n Rooms-Katoliek en ek was 'n NG. Ag, my pa was 'n NG. Ons was niks. Wat het ek geweet van die goed? Toe kom die Heilige Gees en hy sê, kom ek wys jou iets. Né? Jesus sê hier so fantastiese goed. Hy sê nog baie dinge het ek om aan julle te sê, maar julle kan dit nie nou dra nie. Maar wanneer hy gekom het, die Gees van die waarheid, sal hy julle in die hele waarheid lei. Dis nou fantasties. Hy gaan vir julle in die hele waarheid lei. Wat het die Heilige Gees gedoen toe hy op Petrus gekom het? Petrus het gepreek en toe gee hy vir ons die resep vir die wedergeboorte. Petrus het uitgegaan en gedemonstreer dat wanneer mense na die woord van God luister, na dit wat Jesus kom doen het op die kruis, het hulle tot bekering gekom, Handelinge 10. En toe hulle op bekering kom, toe die Heilige Gees op hulle gekom, en in ander tale gepraat, en Petrus het hulle laat doop, want hulle het klaar die Heilige Gees gekry. Wat het die ander disippels gedoen? Filippus het die wêreld vol gereis. Filippus was die katalis vir die evangelie om in Afrika in te kom deur Ethiopië. Filippus het 5 dogters gehad wat geprofeteer het. Wat geprofeteer het. Ek bid dat my kinders by die profesie sal uitkom en profeteer soos hulle pa. Dis nie net 'n kraan wat jy aan en afskakel nie, dit is soos die Vader jou lei. Wat het Jakobus, die broer van Jesus, gedoen? Die halfbroer. Hy was een van die hooffigure in die kerk na Jesus. Hy het die kerk van Jerusalem beheer. Wat het Paulus gedoen met die krag van die Heilige Gees? Hy het vir ons omtrent al die boeke gegee in die Nuwe Testament. En hy het vir ons die leringe gebring wat Jesus nie nou vir hulle kan leer nie, maar dit sal later na julle kom deur die Heilige Gees. En ons sien in 1 Korintiërs 2 waar Paulus sê dat julle word geleer deur die Heilige Gees. Hy sê 'n baie interessante ding daarso, julle het nie nodig dat enigiemand julle leer nie. Maar dan sê hy vir ons in Efesiërs, weer eens deur die Heilige Gees, hierdie 5 gee die Vader, die apostel, die profeet, die evangelis, die pastoor en die leraar. So julle het 'n leraar nodig. Jy sien?
Dan sê hy vir ons weer op 'n ander plek in Romeine, hy sê, julle het min leraars, bid tot die Vader dat julle meer leraars kry. Want Paulus het verstaan, wag 'n bietjie, maar is die Heilige Gees wat die mense inspireer om die lering te bring. Hy sê julle in die hele waarheid lei. En met ander woorde, dit wat in die Nuwe Testament is die hele waarheid. Want hy sal nie uit homself spreek nie, maar alles wat hy hoor, sal hy spreek en die toekomstige dinge aan julle verkondig. Het hy die toekomstige dinge aan ons verkondig? Ja, hy het. Hoe het hy dit gedoen? Deur Johannes. Boek van Openbaring. Waar het hy nog gepraat van die toekomstige dinge? In Thessalonisense, deur Paulus. Daar sal 'n trompet geskaal wees. En in 'n oogwink, die dode sal eers opstaan. En dan sal ons, wat nog lewe, wat in Christus is, saam met hulle, die koning in die wolke gaan ontmoet. Toekomstige dinge. Hy sal my verheerlik. Die Heilige Gees gaan alles doen wat die woord sê, want hy bekragtig die woord. Hy gaan my verheerlik. Omdat hy dit sal neem uit wat aan my behoort en aan julle verkondig. Wat behoort aan die Christus? Die woord. Hy is die woord. Hy gaan my woord vat en dit aan julle verkondig. Nee? Kan ons nou sien al hierdie dinge wat die Heilige Gees doen. Alles wat die Vader het is myne. Daarom het ek gesê dat hy dit sal neem uit wat aan my behoort en aan julle verkondig. Toe praat hy van 'n klein tydjie, dan sal julle my sien en dan sal julle my nie meer sien nie. Dan praat hy van die blydskap in daardie stuk. Julle kan die hele hoofstuk 16 lees. En dan gee hy vir hulle 'n wonderlike gelykenis daarso. Dan kom ons by hoofstuk 17 uit. Nou in hierdie hoofstuk maak Jesus vir ons bekend wie die Heilige Gees is. In die sin van hoe bring hy die geheimenis aan jou? Die geheimenis, kom ek sê gou vir julle. Dit het Jesus gespreek en hy het sy oë na die hemel opgehef en gesê, Vader, die uur het gekom. Verheerlik u seun, sodat u seun u ook kan verheerlik. Soos u hom mag oor alle vlees gegee het, sodat hy aan almal wat u hom gegee het, die ewige lewe kan gee. Dit kom nou deur die kruis, né? Hy bid nou voor die kruis. En dit is die ewige lewe. Dat hulle u ken, die enige waaragtige God en Jesus Christus wie u gestuur het. Die ewige lewe, mense, is nie net om vir ewig te lewe nie. Die ewige lewe is om vir God te ken en die Seun te ken. 'n Verhouding te hê met die Vader en 'n verhouding te hê met die Seun. Ek het u verheerlik op die aarde, die werk wat u my gegee het om te doen, het ek volbring. En nou, Vader, verheerlik my by u self met die heerlikheid wat ek by u gehad het voordat die wêreld was. Hier sê hy weer, hy was van die begin af. Hy sê, verheerlik my by u self met die heerlikheid wat ek by u gehad het voordat die wêreld was. It's amazing. Ek het u naam geopenbaar aan die mense wat u my uit die wêreld gegee het. Wat is die naam wat hy aan hom geopenbaar het? Aan ons geopenbaar het. God se naam het hy aan ons geopenbaar. Wat is God se naam? Is Yeshua. Is Jesus. Is Elohim. Is Adonai. Is El Elyon. Is El. Is die ek is. Jesus het in die tuin van Getsemane gesê, toe hulle hom kom soek het, en hulle sê, ons soek hierdie Jesus. Toe openbaar hy die naam van God. Toe sê hy vir hulle, ek is. En toe hy daai woorde sê, julle kan die stuk weer gaan lees oor Getsemane, toe hy daai woorde sê, toe val hulle agteroor, want die krag wat in daardie woorde is, ek is, het hulle omver, hulle kon nie voor daai krag staan nie. En jy kan dieselfde, het jy geweet jy kan dieselfde bid?
Jy is omdat hy is. Ek is omdat die Vader is. As gevolg van die ek is ek. Hoekom? Ek is gevind in hom voor die begin van die aarde. Dis wat sy Bybel vir my leer. Een van die geheimenisse. Ek is in hom gevind. En hier is die ding. Almal is in hom gevind voor die ontstaan van die wêreld. Almal. Hy is in alles en alles is in hom. Jy sien? Jy het al lering ontvang dat jou naam geskryf word in die boek van die lewe. Nee. Gaan lees die skrif oor die boek van die lewe. Gaan lees die skrifte. Jou naam is reeds in die boek geskryf. Dis jy wat veroorsaak dat hy uitgehaal word. Ons almal is in hom gevind voor die ontstaan van die aarde. Ek is omdat hy is. Omdat ek is, die Vader, omdat ek is ek. Dis 'n wonderlike openbaring. Dat jy kan verstaan watter goddelikheid word aan jou toevertrou, wat 'n seun en dogter van God genoem word. Maar ons sukkel so om daai mantel op te tel. Ons raak so besig met die dinge van die wêreld, dat ons sukkel om die mantel op te tel, dit wat God vir ons gegee het. Sy Heilige Gees, kom en hy openbaar al hierdie goed. Ek het u naam geopenbaar aan die mense wat u my die wêreld gegee het, naamlik die apostels. Hulle het aan u behoort en u het hulle aan my gegee en hulle het u woord bewaar. Nou weet hulle dat alles wat u my gegee het van u kom. Want die woorde wat u my gegee het, het ek aan hulle gegee. En hulle het dit ontvang en waarlik erken dat ek van u uitgegaan het en hulle het geglo dat u my gestuur het. Kyk wat sê hy nou. Nou bid ek vir hulle. Ek bid nie vir die wêreld nie, maar vir die wat u vir my gegee het, omdat hulle aan u behoort. Ons behoort ook aan hom. En alles wat myne is uwe. En wat uwe is myne. En ek is in hulle verheerlik. Hier kom die geheimenis weer. Ek is nie meer in die wêreld nie. En wag 'n bietjie, hy is nog nie gekruisig nie. Hier sê hy dit, ek is nie meer in die wêreld nie. Maar hulle is in die wêreld. Ek kom na u toe. Heilige Vader, bewaar in u naam die wat u my gegee het. Bewaar in u naam, in die naam van ek is, sodat hulle een kan wees net soos ons. Hier is die geheimenis. Bewaar in u naam die wat u my gegee het, sodat hulle een kan wees net soos ons. Kom ons kyk gou hierso. Vers 17. Heilig hulle in u waarheid, u woord is die waarheid. Vers 19. En ek heilig myself vir hulle, sodat hulle ook in waarheid geheilig kan wees. Sien julle wat gebeur na die kruisiging? Jy word wedergebore en jy word geheilig. Jy geweet jy is geheilig? Staan so in die boek van Hebreërs. Almal die wat hy vooraf geken het, het hy geroep. Almal wat hy geroep het hy geregverdig. Almal wat hy geroep het hy geheilig. Almal wat hy geheilig het hy verheerlik. In God se oë is alles klaar vervul. Die boek is klaar. In Vader se oë is die storie verby. Dis net ons wat dit uitstap. Wanneer die wedergeboorte in jou lewe plaasgevind het, dan word jy geregtig. Wat is die woord ek nou soek? Jy kry geregtigheid as gevolg van hom. Dan word jy geheilig, sanctified, deur die Heilige Gees. Dan word jy verheerlik, glorified, om in jou nuwe liggaam voor hom te staan. In Vader se oë, nadat jy by die plek van wedergeboorte gekom het, it's a done deal. Dis klaar gedoen.
Jy's gesond. Stap nou net die lewe uit saam met hom. Leer hom ken. Bou verhouding met hom. Bou verhouding met sy Heilige Gees. Kyk wat sê vers 22. Ek het hulle die heerlikheid gegee, wat U my gegee het, sodat hulle een kan wees, net soos ons een is. Kyk wat sê hy, hier is die geheimnis. Ek in hulle, en U in my. Hoe is Jesus Christus in ons? Deur sy Heilige Gees. Hy is in ons deur sy Heilige Gees. Dis 'n wonderbaarlike openbaring. Jy is nooit alleen nie. Ek het dit al baie gesê. Ek het dit selfs gesê op Koffie met Brood en op ander video's. Jy is nooit alleen nie. Jy kan in die pad afstap winkel toe, jy's nie alleen nie. As jy wedergebore is. Jy's nie alleen nie. Die Heilige Gees maak seker dat die Seun van God, die Woord van God, in jou is. En jy kan enige tyd jou mond oopmaak en met hom gesels. Enige tyd. Weet julle wat, ek word nou herinner aan mense wat in 'n, hulle was in 'n malhuis. Kom sê maar 'n malhuis. En hulle het hulle self gepraat. Praat hulle so onder hulle stemme, praat hulle. En dan ondersoek die verpleegsters en die dokters nou vir hulle, en dan luister hulle nou, wat sê die ouens? Toe kom hulle agter dat van hierdie mense praat nie eintlik met homself nie. Hulle praat met die Woord van God en met die Heilige Gees. Ek sal nooit hierdie goed vergeet nie. Ek word net geherinner aan. Dink as jy in die pad afstap en jy maak jou mond oop en jy praat met jouself. Die mense gaan dink jy praat met jouself, maar jy praat nie met jouself nie. Jy praat met God die Vader, God die Seun, God die Heilige Gees. Ons moet 'n verhouding bou, mense. Ek in hulle en U in my. Vader in die Seun in ons. Wie is in ons? Dis die Vader en die Seun en die Heilige Gees wie in ons woon. Ons verstaan die geheimenis nie, maar die geheimenis is daar, sodat jy jou posisie kan ken in hom. Jy's gesetel in hom in hemelse plekke. Sodat hulle volkome een kan wees, en dat die wêreld kan weet dat U my gestuur het, en hulle lief gehad het, net soos U my lief gehad het. Vader, ek wil dat waar ek is, hulle wat U my gegee het, ook saam met my sal wees. Openbaringskennis, die toekoms, hier sê hy dit, dat hulle ook saam met my gaan wees. Sodat hulle my heerlikheid kan aanskou, wat U my gegee het, omdat U my lief gehad het voor die grondlegging van die aarde, van die wêreld. Regverdige Vader, al het die wêreld U nie geken nie, tog het ek U geken, en hulle hier het erken dat U my gestuur het. En ek het U naam aan hulle bekend gemaak, en sal dit bekend maak, sodat die liefde waarmee U my lief gehad het, in hulle kan wees, en ek in hulle. Kan julle verstaan hoekom ons die Heilige Gees nodig het? Ons kan nie sonder sy Heilige Gees nie. Omdat die persoon van die Heilige Gees afgewater is, en dit wat hy doen, hy het kom getuig, hy het kom oordeel, hy het kom sonde uitwys, hy het kom die regverdigheid uitwys. Die Heilige Gees het al hierdie goed gedoen. En nou dink priesters en pastore, hulle doen dit. Dis die hartseer. Want jy as 'n wedergebore kind van God, kom nie tot die volle verbintenis saam met die Heilige Gees nie. Dat jy vir hom die erkenning gee vir wie hy is nie. Jy sien, want wanneer jy vir hom die erkenning begin gee vir wie hy is, dan begin hy in jou groot goeders doen, man. Jy kry woorde van wysheid en van kennis. Jy kan begin profeteer. Jy kan hande op siekes lê en hulle kan gesond word. Soos die Heilige Gees wil, 1 Korintiërs 12. Jy kan, dis vir ons ook in hierdie tyd, jy kan in ander tale praat, in wêreldse tale en in hemelse tale. En jy kan ook die uitleg daarvan kry. Moenie dat
die engheid en doktrines van konservatiewes en van teoloë hierdie wonderlike persoon van God uit jou lewe uithou nie. Die Heilige Gees. Die Heilige Gees is lief vir jou. En hy wil vir jou sy krag gee. Hy wil. Hy wil jou doop met sy krag. Maar sy vraag aan jou is, wat gaan jy daarmee doen? Gaan jy dit vir jouself hou, of gaan jy dit gebruik in die wêreld? Ek kan net getuig, as gevolg van die Heilige Gees. Ek kan net video's maak oor Christendom, en al daai tipe van dingetjies, as gevolg van die Heilige Gees. As dit nie vir die Heilige Gees was nie, mense, kon ek nie getuig van die woord van God nie. En sou daar nie 'n behoefte in my gewees het om meer van hom te leer en vir julle meer van hom te leer nie. As sou nie so behoefte gewees het nie. Dis die Heilige Gees wat dit doen. Dis die Heilige Gees wat vir my woord van wysheid of kennis al gegee het, vir hoeveel mense al, oor die jare wat ek Bybelstudie doen. Mense wat gesond geword het, en mense wat vir my hulle getuienis gestuur het. Ek dink dit was Lou wat nou die ander dag vir my getuienis gestuur het. Waar hy gesê het, net toe ek het noem, toe weet hy, dis hy, en toe word hy genees. Maak 'n punt daarvan. Om weg te beweeg uit slawerny uit van godsdienst, na vryheid in die Heilige Gees. Romeine 8 leer vir ons baie mooi, dat ons plaas onsself onder die wet van die Gees en die lewe. En ons vermy, skuif dit een kant toe, probeer dit absoluut uitwis, die wet van die sonde en die dood. Wat elke nou en dan sy kop uitsteek om ons te probeer kelder. Praat met die Heilige Gees. Vra hom om homself aan jou te openbaar. En jy sal nie spyt wees nie. Jy sal nie spyt wees nie. Nou ja toe. Julle moet 'n fantastiese aand hê. Ek het 'n vergadering wat vir my wag. Alles wat mooi is vir julle, hoor, en tot 'n volgende keer. Mag die Here julle seën en mag hy sy Gees aan julle openbaar. Soos wat hy sy woord aan julle openbaar deur sy Gees. En soos wat die Vader geopenbaar word deur die Seun en deur die Gees. Mooi aand vir julle verder, hoor.